O, halleluja. O, halleluja. O, loflied is hom altyd gepas. Want hy is die weg, hy is die waarheid. Hy is die lewe en hy alleen is die rede tot 'n vrymoedigheid van vrede. Sy teenwoordigheid wek net blydskap. Wek net 'n ywer, wek net 'n begeerte. En sy teenwoordigheid bring my en jou tot 'n lof en tot 'n aanbidding. Halleluja. So welkom vanmôre. Ons gee vir al ons mense 'n mooi handeklap. Almal wat hier is, ontvang vanmôre, geniet vanmôre. Ons is nie hier om mekaar te ontmoet nie, alhoewel ons mekaar se teenwoordigheid so geniet en so waardeer en dit is so kosbaar. So lekker om mekaar te sien, mekaar te hê. Maar as eenheid is ons saam om hom, die Alfa, die Omega, te mag ontmoet. Halleluja. Nou die skrif sê, as een lid ly, dan ly die hele liggaam. Dink vanmôre aan Ronel, ek dink vanmôre aan pastoor Esmay. En ek roep hierdie vergadering tot 'n heilige eenheid. En ons buig voor ons lewende God. Hy wie 'n ewige prys betaal het. En u woord sê dat deur u woord het daar genesing. En vanmôre spreek ons by hierdie twee kosbare siele in hulle liggame goddelike, bonatuurlike genesing. Alleen tot u lof, alleen tot u ere. U is die wonderwerkende. U doen dit vir hulle ervaar dit nou, hulle beleef dit nou. En saam met hulle gee ons u 'n lofoffer. Gee ons u 'n prysoffer. U gee, u doen en u maak. Halleluja. Nou ek gaan vanmôre vir u bedien dalk uit die mees bekendste gedeelte uit die Bybel. En ek bedien vanmôre weer op sy inspraak, sy herinnering, sy bevrugting, sy raad en sy leiding. En ek waardeer u wat vanmôre hier is. En ek wil doen wat ek al in die verlede gedoen het. En dis my begeerte vanmôre en ek is opreg as ek sê, ek vra sy heilige Ruach, sy heilige Gees, wat my gebevrug het, om u nou in 'n dubbele mate te bevrug. Soos wanneer ons nou sy woord gaan begin lees, dat sy Ruach u op 'n dubbele mate bevrug. Met ander woorde, pastoor, hoekom doen jy dit? Ek gun jou meer as wat ek het. Ek gun jou meer as wat hy my gegee het. En dan as ek vanmôre suksesvol in my predikingsbediening is, dan moet die wat hoor my kan verbygaan. Dis die teken van sukses. As u my kan verbygaan, daarom bid ek dit u, daarom begeer ek dit u, dat dit maksimaal so sal wees. Met ander woorde, ek bid dat wat ek vanmôre gaan bedien, wat ek vanmôre vir u almal gaan sê, dat dit in jou gees by die lees van die woord reeds lewendig sal wees. Met ander woorde, jou gees stem onmiddellik saam. En jou gees gaan nog dieper en nog kragtiger. Ek het reeds woord gekry en ek sal optree as hy sê of my die tyd wys. Ek is altyd baie versigtig om dit te doen. Want nou ja, hulle sê 'n profeet is nie in sy eie land geëer nie. Maar laat my toe om vanmôre te doen soos hy my bevrug. En toe sê hy my inspraak, baie bekende gedeelte. Wil met u praat vanmôre oor die volheid van die Godheid. Sê Godheid. Hoekom sê ek Godheid? Want u sien die Godheid verskil van die drie-eenheid. Die drie-eenheid is 'n Konstantyn teologie. Daar's nie een skrif in die Bybel wat Godheid sê nie. Dis Konstantyn teologie. Maar praat ons vanmôre van Godheid en nie drie-eenheid nie. U gaan dit lees vanmôre, u gaan dit verstaan en hy openbaar dit vir u vanmôre. Hoor mooi vanaf vers 1. En daar was 'n man uit die Fariseërs
met die naam van Nicodemus, 'n owerste van die Jode. Anderwoorde, hy het ook gepreek, hy het ook gebedien. Hy het in die nag na Jafashua gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is. Hoor mooi wat sê. Wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Joshua antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer, met ander woorde, jy was al, maar as jy nie weer gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Meaning not to know it. Nicodemus sê, dat is een ding om van dit te weet, is 'n ander ding om dit te ken. Groot verskil. Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Joshua antwoord, voorwaar, met ander woorde, hy sweer. Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Nommer 1, jy kan dit nie sien nie. Anderwoorde, maak nie vir jou sin nie. Nommer 2, kan jy nie ingaan nie. Met ander woorde, jy kan nie intiem verkeer nie. Intimiteit geestelik is nie vir jou moontlik nie. Vers 6, dankie. Want, wat uit vlees gebore is vlees. En wat uit gees gebore is gees. Met ander woorde, die vleeslike teenoor die bonatuurlike, the supernatural. Wie glo? Maar jou God is bonatuurlik. Nou moet ek vir jou sê, as ek en jy dit glo, moet ek en jy ons ook beskikbaar maak vir die bonatuurlike. Al het ek 'n vleesliggaam, is 'n goddelike herstel, is 'n goddelike weergebore, sodat die bonatuurlike van my en van jou bonatuurlik kan besit neem. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle, moet weer gebore word nie. Dis so baie vroegtydig, maar ek toets net gou die Skepper Gees. Wie sê vanmôre net by die lees van hierdie ou paar versies, met ander woorde net tot vers 7 wat ek nou gelees het. Wie sê vanmôre, ek het 'n verlange, alhoewel ek u ken, alhoewel ek u glo, is hier vanmôre begeerte, volbragte, weergebore, my siel, my gees, my liggaam, volbragte. Hoor nou mooi wat sê hy vers 8, hierdie is treffend, gaan net op baie oor sê sy my toelaat. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. En terwyl ek dit nou lees, bevrig sy gees my vir 'n spesifieke gesin in hierdie gemeente, of in hierdie gebou vanmôre. 2 jong mense. God praat direk in julle gees nou. Kom 'n ondervinding vir julle. Kabaraba sibanda. Amen. So is elke een, hoor nou mooi, wat uit die gees gebore is. Dis seker net logika, as hy nou sê, dis Jafashua wat dit sê. Hy sê die wind waai waar hy wil, jy weet nie waarvan hy kom en waarheen hy gaan nie. Met ander woorde, jy het nie 100% sekerheid nie. Maar nou sê hy,
soos hy of sy, waar my insprake oorvaardig geword het. Met ander woorde, jy begin besluite neem, jy begin dinge doen, jy begin dinge sê, maar jy kan nie dalk jou vinger op dit plaas nie, maar een ding weet jy, is a supernatural power instructing me, forcing me. Wie verlang dit vanmorgen? Wie verlang so? Met ander woorde, ek nie nodig om te verduidelik nie. Ek het nie eens nodig om skrifte te gee nie. Sy gees, sy inspraak, sy bonatuurlike, sy goddelike. Hoekom verskil jy nou van sy goddelike by my? Hoekom doen jy dit nie meer nie? Sy gees het my bevrug. Hoekom sê jy nie meer dit nie? Sy gees het my bevrug. Dit wat ek nou lewe, dit wat ek nou doen, dis vanweë sy krag. Mag. Sy wind vanmorgen waai. Mag sy wind vanmorgen waai. En elke een bevrug vanmorgen met die heilige, met die ewig en met die bonatuurlike. Soos elkeen wat uit hoofletter Roa Gees, born of the Spirit. Nicodemus antwoord, sê vir hom, hoe kan, is nou 'n groot vraag, hoe kan hierdie dinge gebeur? As ek vanmorgen 'n toets moet maak, kan baie van julle dalk ook nie dit presies verduidelik nie. Maar baie van julle kan sê, Nicodemus, dit het ek al ervaar. Nicodemus, ek het hierdie goed al, Nicodemus, dit gaan nie oor verstaan ek en jy alles nie. Dit gaan oor glo ons alles. Dit gaan oor geloof ons alles. Dit gaan oor is ons gehoorsaam. Halleluja. Joshua antwoord en sê vir hom, jy, hoor nou hier, dit bring ons tot die besef, wat intellek verwag, Joshua, ek en jy behoort te weet. Luister mooi, baie mense wil hulle verontskuldig om te sê, wel, ek kan nie geoordeel word as ek nie geweet het nie. Wat nie geweet het nie, hang nie van God af nie. Dit hang van my en jou af. Ek gaan my nou as gebruik. Ek gaan my net gou gebruik elke môre wanneer ek afsonder, wanneer ek toewy. En ek ervaar my intimiteit met hom, en ek ervaar my gemeenskap met hom. Dit wat hy met my gemeenskap hou, wat hy my bevrug, dis my verantwoordelikheid. Om die volheid van die besoek te kan begryp, te kan ervaar. En dit alleen kan net gebeur afhangende jou gesindheid teenoor hom. Jou gehoorsaamheid en jou geloof. Met ander woorde, daar kan 'n legio goed wees wat niemand vir my preek of vir my sê nie, maar vanweë my gemeenskap met hom, hou hy my verantwoordelik. Sê hy vir my, vanweë daai ontmoeting, moes jy geweet het. Gaan dit nou vanmôre prakties maak. Vanweë vanmôre se ontmoeting. Verwag hy van u en van my om sekere goed te verstaan, sekere goed te weet. En as hy jou môre wil gebruik daartoe, en jy vlug en jy weet nie hoe om op te tree nie sy skuld nie. Sy teleurstelling egter, ek het jou gistermôre hier bevrug. Hoekom het jy dit nie gevat in jou hart? En hoekom leef jy dit in? Met ander woorde, die onus van geestelike groei lê nie by hom nie. Dit lê by my en by jou. As jy nie weet nie, hy sê ook vir hom, jy's 'n leraar, jy's 'n pastoor.
weet nie eers hierdie dinge nie. As jy in die 11de vers, al verskoon, gaan 'n bietjie baie lees. Voorwaar hy sweer weer, ek sê vir jou, ons, met ander woorde, ons Jode, ons Israeliete, ons spreek, en ons weet, en ons getuig, wat ons gesien het. Wat sê Jafashua? Jafashua sê, ek openbaar aan julle, wat ek en my pa al gepraat het. Daarom is jou daaglikse toewyding so belangrik. Jou geloof, jou gemeenskap het hom so belangrik, sodat jy daagliks kan hoor, wat spreek hy. Nou sê hy, op grond van dit, weet ek waartoe ek gaan en waarvan ek is. En op grond daarvan kan ek uitspraak gee. Maar nou sê hy vir Nicodemus, neem ons, wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis. Met ander woorde, hy is 'n direkte getuienis. Ek is vanmôre 'n direkte getuienis wat ek en hy gepraat het. So as jy my prediking nie glo nie, glo jy hom nie. Want ek nie gesit in 'n preekie van Google af uitwerk nie. Ek het nie vir information gegaan nie, ek het vir revelation gegaan. Ek hoor van hom. En daarom staan ek met 'n absolute sekerheid vanmôre. Ek spreek wat hy gesê het, ek moet spreek. Vers 12. As ek julle van die aardse dinge, hierdie is baie die begin nie baie oor uitwy, van die aardse dinge vertel, en julle glo nie. Hoe sal julle glo, as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy, wat uit die hemel neergedaal het, namelijk die seun van die mens, wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog, so moet die seun van die mens ook verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoor nou die mees bekendste vers in die hele Bybel. Want so lief het my pa die wêreld gehad, God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan. So die moontlikheid van verlore is daar. Die geheim is glo en gehoorsaam. Ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Nou moet jy mooi aandag gee die laaste 4 verse. Hy wat in hom glo, die seun, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. Hoor jy, gee die rede. Daar's een rede hoekom jy nie in hom glo nie. Mag jy Heilige Gees nou vir jou oopmaak. Omdat hy nie geglo het in die naam. Hy nie geglo het in die naam. Nou wil ek het reg, hy sê nie Google naam nie. Die naam wat die hemel ken. Daar's net redding in die naam wat die hemel ken. Nie die Google naam nie. Net die naam. Hy openbaar dit hier. Hier sê hy, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Hoor nou wat sê. En dit is die oordeel. Dat die lig in die wêreld gekom het. Met ander woorde, hy was nie daar nie, maar hy het gekom. Hy was afgesit, maar ek het hom aangesit. In die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Glo Google meer. Dis God se woord. Ek wil julle weer help. By klasse by my hoor dit.
Google is anti-waarheid as dit kom by die godheid. Want hy is katholiek gerig. Hy gaan jou nie waarheid gee nie. Verstaan hierdie goed? Ek het bewyse wat ek sê, ek praat nie sommer net, ek het navorsing goed en ek weet presies waarvan ek praat. Duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, hoor eens, haat die lig. En wat even info is revelation. Haat die lig. Ek kom nie na die lig nie, hoor eens die Here, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Met ander woorde, daar nie gesê het, jy's verkeerd nie. Jy dink, jy sien, verkeerd nie. Hoor nou mooi, maar, jy moet hierdie ding snap, hoor mooi, maar hy wat die waarheid doen, kom! Hy wat die waarheid doen, bid hierdie ding, my woorde, hou die leuen van my af weg. Of ek het like en of ek het nie like nie, gee my die waarheid. Want ek het te veel leuns gehoor, te veel leuns gekry, maar u is die weg. U is die waarheid. O, halleluja. U is die, hy wat die waarheid doen, hoor nou mooi, hy kom na die lig. In die oorspronklike taal is hierdie lig hoofletter, met ander woorde Yahshua toe. Waarom? Hoor nou wie, dat, sodat sy werke, met ander woorde sy geloof, amen. Dit wat hy bely, sodat dit kan openbaar, wat openbaar, manifesteer wat, dat hulle in God gedoen is. Wat 'n waarheid. Wat 'n verborgenheid. Met ander woorde, hulle wat oopmaak vir waarheid, binne hulle van 'n manifestasie plaas. En daai manifestasie, daai geloof, word deur die hemel aangeneem. En die hemel dra verantwoordelikheid dat dit wat hier bely geglo word, op 'n bonatuurlike wyse, sal manifesteer. O, halleluja. Tot sover sy woord gelees. Ek herinner u, van wie sy seun, van wie Yahshua, van wie sy lerings wat hy gegee het, en baie interessant ook van wie sy gelykenisse wat hy gegee het, van wie die insprake wat hy gegee het, weet u en ek vandag as gevolg daarvan baie meer van die Vader as ooit tevore. As gevolg daarvan weet u en ek baie meer van die hemel as ooit tevore. En as ek dit nou mag inbring en die kringetjie klein moet maak, as gevolg van alles wat hy gegee het, weet u en ek van die bruid ook baie meer as tevore. Met ander woorde, alles wat hy gegee het, en alles wat hy gesê, gedoen, gemaak het, het u my bietjie teruggevat, wat was? Dit het my gebring in die hede, en het u en my verder gevat na die toekoms. Met ander woorde, dit bring my mee, ek sit en ek sit dan met 'n openbaring van die gisters, 'n openbaring van die nou, maar loof hom ook 'n openbaring van wat gaan gebeur.
En as ek dit net vinnig mag sê, en dan kan hy vir jou 'n insig gee, as jy Openbaring 4:5 lees, wat jy nog nooit gesien. Waarom? Want jou temperament, jou gesindheid sê, ek wil na die lig toe kom. Ek wil die waarheid hoor. Sodat die waarheid my kan losmaak en kan vrymaak van alle vrese, van alle benoudhede. Nou wanneer ons al hierdie goed in een mandjie plaas en ons kry volle perspektief van sy sê, sy doen, sy late, sy verduidelikings, dan kom ons agter dat hy's primêr gefokus. Hoor mooi, ek maak 'n stelling. Primêr gefokus sodat die godheid tot volle herstel kan kom. Met ander woorde, hy wil al die openinge, ek belaan nie Sondag, Vrydag môre 'n bietjie oor gepraat as ek reg kan onthou, die openinge in die muur wil hy toepleister. Sodat dit wat skipbreek gelei het, in die godheid, ten volle geherstel kan word. Vir wat 'n rede? Sodat sy pa, Vader, sy vreugde, sy blydskap, volkome, volkome kan wees, wat dit skipbreek gelei. Die meeste van die ken, ek gaan net vinnig daaroor hardloop. In die tuin van Eden het hierdie godheid seer gekry. Ek hou nie daarvan om te sê, maar dis wat gebeur het, geval. Want Satan het met sy volheid, en as jy dit mag ontvang, nou al, gaan net of jy dit met sy bruid gehoreer. Ek gaan 'n bietjie verduideliking net gee. Jy sien in Genesis 1:26, toe het hy gesê, laat ons, en nou moet jy mooi luister, laat ons mense meervoud. Met ander woorde, mense, sê laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis. Hy het nie 1 of 2 gemaak nie, hy het mense. Pastoor, hoeveel het hy gemaak? Baie moeilik om vir jou te sê, maar ek kan 'n kans vat. Hoeveel bloedgroepe is daar? 5, 6, 7, 8. Ek weet nie, ek sê Amerikas nie. Maar sê nou maar, algemeen doen daar 7. Dan moes hy ten minste 7 pare. Want die bloed kom van hom. Die lewe. Wie gaan my los dat ek maar kan bedien vanmôre? Kom van hom. Hy het nie agterna bloedlyne gekom nie. Hy het hulle daar geskep. En wat gaan hy verder? Hy sê, vermeerder julle, maak kleintjies. Maak babakies. En hy het gesê, vul die, en ek geniet hierdie klein goed. Ek hoor julle skree so, sê huis man. En dan wens ek, myne wil weer kleintjies maak, want die wat klein was, is te groot. Maar hy het gesê, meerder, vermeerder, en vul die aarde, yes! Gaan te kere. Maar dit het nie sy behoefte gevul nie. Pastoor, wat 'n behoefte? Gaan gou insny. Jy sien, daar was iemand, en voor hy geval het, was hy genoem Morgenster. Lucifer. Voor hy Lucifer was hy Morgenster. En hy as Morgenster was musiek.
was klank. Hy het dit nie gemaak nie, hy was dit. Ek wil nie hê julle moet word nie, julle moet wees. Yes. Hy was dit. Die skrif sê, totdat daar ongeregtigheid by hom gevind was. Toe gooi God hom uit die hemel uit. En profeties, en ek gaan nog eendag baie daaroor praat, het hom eintlik uit die tuin Eden gegooi, want dis waar sy woonplek was. Ja. Skrifte daarvoor. Met ander woorde, die behoefte van lof en aanbidding het die eerste Genesis 26 mense nie vervul nie. Ja. En toe gaan Jaffa, en hy gaan na Genesis 2:7, en hy kom op hierdie aarde en hy maak modder by mekaar. En hy bou 'n beeld. Want hy het 'n behoefte. Hy het 'n verlange. En toe hy daar gebou het, ek borduur maar, loop hy om en hy kyk. Loop hy om en hy kyk. En hy shape so bietjie, waar geshape moet word. En hy sien, nou is ek tevrede. En hy kom, en hy... Yes. En stof, sê sy woord, word 'n lewende siel. Met ander woorde, daar's 'n Genesis 1:26 mens, en dan is daar 'n Genesis 2:7 mens. Vir die een groep sê hy, man, geniet en vul hierdie wêreld soos julle wil. Maar vir hierdie Genesis 2 sê hy, ek gaan julle een kant vat. Heiligmaking. Ek gaan julle een kant vat. Ek vat julle ook na 'n tuin toe waar ek hom toemaak. Julle bly net binne in hierdie tuin. En binne in hierdie tuin wil ek julle kom besoek. Tydig en ontydig. In hierdie tuin wil ek by julle sit. Ek wil met julle my hart deel. En ek wil ook by julle hoor. Julle moet my en ek moet julle. En wat besonder was, en u weet, vir die Genesis 1:26 mense, kon hy nie aan verskyn het nie, want hulle so doodgaan. Die hele Bybel leer ons daarvan. Maar in Genesis 2:7 mense, nee, ek kom binne in. As ek dit mag sê, o Adam, vandag, o Adam, gaan ek jou ietsie sê. O Adam, en nou Adam, kyk om en hy luister, en Adam sê, wow, Vader, en die een, kyk die ander een in die oog, en die een sê vir die ander, en die een praat met die ander, die verborgenhede, praat in die verruklike, praat in dit wat ver van hierdie wêreld af is, en dit vul sy hart met die werklike vreugde. Ek het gemaak, ek het gekry wat my behoefte was. Ek eet, ek deel met hulle my hele wese. Ek hoef niks terug te hou nie. En hulle is nie bang vir my nie. Hulle het 'n salwing op hulle. Hulle het 'n goddelike heerlikheid, want dit is my asem wat aangegaan het. En in daai heerlikheid is hulle op hulle gemaak met my. Op haar heerlikheid gee hulle vir my insig op insig. Aanbid hulle my in gees, aanbid hulle my in 'n waarheid, in 'n volheid, in 'n verrukking. Maar luister, toe kom hierdie selfe gevalle môrester. En hy mislei hulle. Hy laat hulle
verstaan. Jaffa skep hulle vanuit die behoefte vir intimiteit. Geestelike eenheid. En nou sê hy vir hulle, om julle so te hou, moet nie eet kennis, goed en kwaad. Met ander woorde, Jaffa, die skepper, wil nie hê. Hulle moet 'n mind hê van wat is reg en wat is verkeerd. Ja. Ek gaan gou 'n illustrasie gee. Ek dink ek het dit al hier een keer genoem. My boetie, David, my jong boetie, begin loop. En ek kan nou nie, ek nou haar naam vergeet. Ons bediene wat vir ons gewerk het op die plaas. Nou, my ma werk en sy werk, maak my ma, hy skoon. Ek moes die rooi stoep, moes ek polle toer en blink. Ek soek 'n rooi stoep nooit hier. Dan in die keis, ons is skool toe, David is alleen by die huis, begin loop. Dan sê hulle vir mekaar, check hom, watch hom. En die volgende hom sê weg. En hulle kyk na mekaar en sê, maar hy sê nie hier nie. En dan om die huis, soek hom. Kry hom nergens, hy's plaas. Naderhand in die gang af, naderhand in die kraal. En ek dink jy Selena, ek kan nie meer onthou nie. Sy sien hom eers en sê, Mies, die moeilikheid. Hier sit David plat. So klein soos een van hierdie. In 'n rinkels. Seil so bo oor sy bene. Dan lag David. Want hy het nie 'n sin. Ja. Van wat is reg? En dis presies wat Vader moet nie eet. Hoor mooi, moet nie 'n denke kry wat's reg en whatever jy doen. Doen dit tot my. Verheerliking. En dan kom die slang en net voor die slang verby is, dan snap David dit gaan nou klaar kry. Dan gryp hy hom in die ster. Dan lag hy en dan trek hy hom terug. En dan kom die slang maar weer. My ma staan in 'n skok. Weet nie wat om te doen nie. Hulle kan nie op hom skree nou nie. Want 'n verkeerde beweging nou kan 'n gemorsie veroorsaak. Nou staan 'n benoudheid. En op 'n manier, ek kan nie presies onthou nie, kry hulle hom, laat hy moet opstaan en na hulle toe kom. Dis presies wat Jaffa. Daar was iewers lang terug 'n program op TV. Ek sê net wat ek gehoor het. Ek het dit nie self gesien nie. Mense het my vertel van 'n klein dogtertjie wat op 'n manier in die bos verlore geraak het. En die olifant het haar groot gemaak. Weet nie wie weer daarvan nie. Jy sien, dit was sy begeerte. Moet nie weet. Weet net. Dis my gees. Weet net, dis my heerlikheid. Wat in julle is. En wat oor julle is. Weet net, dit bly daarin. Dan kan ek julle ontmoet. En julle kan my ontmoet. Maar het Lucifer toegekom, die gevalle morgenster. En hy kom en hy vertaal die Bybel. En hy sê, ek hoor God sê, julle mag van geen boom eet. Gelukkig onderskei hom sy om daai keer. Sy vat nie daai vertaling nie. Ja. Ek het al hoeveel keer hier gewaarsku. Pas op vir vertalings. Hoe lekkerder hy lees, hoe verder is hy weg van die waarheid af. Dit is waarheid. En sy sê nee, hy het nie so gesê nie. Hy het gesê net van daai een. O, sê ja, want as jy van daai een, nou is al die bome ewe skielik by hom reg. Hy het nou net gesê, julle mag nie van al die bome. Nou het sê hom reg, o, nou is dit maar reg by hom. Nou sê hy, nie van daai boom nie. O, sê, want as julle weet, as julle eet. Verduidelik en dan gaan jy 'n gevoel kry wat jy voor jy kan. 'n Gevoel waar die God van jou skepping nie wou gehad het. Jy moes ervaar.
sy val daarvoor. En luister nou mooi, toe sy val, toe sterwe die gees binne in haar, waaraan sy gehoorsaam en gelowig moet wees. Verstaan, van wie ongeloof en van wie ongehoorsaamheid aan die woord, gaan hulle gees dood. Die oomblik as jy geëet het, die oomblik as jy gedoen het wat jy nie moes gedoen het nie en jy weet het, dan sterf jou gees van waarheid hier. Die oomblik as jy gedoen het, dan raak jy, dit sterf nie net nie, jy raak nou bang vir sy teenwoordigheid. Hier is nou 'n geeswerking hier, ek sien hom op hom. Met ander woorde, jy weet, die salwing in hierdie kerk moet nie te swaar word nie, dan hol ek. Want jy het geëet. Jy het te weet, ek het gedoen. Ek kan nie sy teenwoordigheid staan nie. Luister nou mooi, hoor mooi. Nie sy gees nie, maar jou gees sterf. Dis jy wat nou wegkruip as die salwing vaardig word. Dis jy wat nou wegkruip as die krag van die Here hier kom. Dis jy wat fout vind as hulle hom begin loof. O, voel ek nou om julle in 'n aanbidding in te ruk, in 'n lof in te ruk. Waarom, pastoor? Want ek wil hê die demone moet vlug. Ek wil hê die leuns moet vlug. Ek wil hê die skaamheid moet vlug. Ek wil hê die teruggevallenheid moet vlug. Ek wil hê die verkoudheid moet vlug. Want hy het 'n prys betaal. Hy het 'n volbrachte prys betaal om jou vanmôre terug te bring in die tuine van heerlikheid, terug te bring in die tyd van sê, nie my wil, maar u wil. Die tuine van 'n goddelike heerlikheid. Bevrug my, salf my, seën my, lei my van die een heerlikheid na die ander heerlikheid. Halleluja. Luister toe in die aanvindjie weer. Welkom lekker gesels. Toe vlug Adam. Waarom? Want ek weet nou iets wat ek nooit geweet het nie. Ek besef nou goed wat ek voorheen nie gebesef het nie. En dit maak my skuldig. Nou is ek bang vir u teenwoordigheid. Want as ek u nou sien, gaan ek vergaan. U heerlikheid is weg van my. Skrif het gesê, as julle eet, julle sterwe, ons weet is nie die fisiese sterwe nie, is die geestelike sterwe. Geestelik raak jy dood. Daarom as mense koud word, kom hulle minder kerk toe. En hulle is bang om sekere dienste by te woon, want hulle is bang vir die salwing. Hulle is bang vir die heiligheid. Maak planne om nie in die kerk by te woon nie, want God kan al praat. O, ek verseël julle almal wat hier is, dat alle vrese vanmôre sal verdwyn, en dat daar net 'n vrymoedigheid sal kom. Ek buig voor die weg, voor die waarheid, en voor die lewe. En vanmôre gaan ek eerder bely as weghardloop. Ek gaan eerder erken as kritiseer. Ek gaan eerder regmaak, want ek wil weer gebore word. Ek wil weer in sy teenwoordigheid. Ek wil weer in sy volheid. Ek wil weer sy salwing. Ek wil weer sy heerlikheid. Wil ek ervaar, wil ek belewe. Yeshua, Jaffa, het hulle toe buite die tuin geplaas. Vrees vir hom, vat jou uit sy teenwoordigheid uit. Ongehoorsaamheid aan sy woord, vat jou uit sy teenwoordigheid uit. Laat ek aangaan, kyk hoe vlieg die tyd. Nou kom Nikodemus. En Nikodemus maak 'n verklaring, jy moet nou mooi snap in die gees. Nikodemus sê, die goed wat ek hoor u sê, en die goed wat ek hoor u doen, ek sien die goed, dit sê vir my,
het die Vader by u. Die goed wat u praat, die goed wat u doen, kan met geen mens, met ander woorde, Nicodemus sien Yahshua as 'n mens soos ek en jy. Want hy was toe nog mens, soos ek en jy. Snap wat sien Nicodemus, as hy net mooi wou geluister het, jy moet nou mooi verstaan. Hy sien, die mens het weer die Vader by hom. Met ander woorde, laat het jou gees bevrug. Met ander woorde, Nicodemus sien. Maar is te bang om dit vir almal te sien, nou kom in die nacht, maar ek sien hierdie goed, ek ervaar hierdie goed. Hierdie mens, hierdie Yahshua, hy is teruggeroep, binne in die tuin. Wie begryp dit? Wie wil hom net 'n lofoffer gee? Wie besef vanmorgen? Wie besef hierdie geestesmanifestasie? Nicodemus sien dit. Met ander woorde, hy kom agter die Vader hart. Het hierdie mens op een of ander manier vergewe. Want nou Nicodemus weet nie, dis Yahshua nie. So hy sit nog vast by Adam. Die gemors wat jy aangejaag het. Maar nou sien ek, die Vader het hierdie mens vergewe. Want hy en die Vader is met mekaar verbind. En hierdie man bly lewe, hy gaan nie dood nie. Met ander woorde, hy sien, die Godheid is besig voor sy oë, voor sy ore, om in 'n goddelike herstel te kom. En hy, 'n prediker, verlang na dit. Want hy ken die geskiedenis van Eva en Adam. Hy weet hulle is uit. En vanaf het hy gesien, mense kan nie. Maar hier gebeur het nou. Wie is bly? Hier gebeur het nou. En nou sê hy, niemand kan hierdie goed doen, of hierdie goed sê, as hy nie een is met die Vader, en die Vader nie een is met hom nie. Yahshua reageer. Yahshua verstaan. Jete. Snap, net so 'n bietjie bord hier. Ek het nie eens met jou persoonlik hierdie goed gepraat, maar jy luister. As ek met die ander praat. En jy hoor net wat ek verander bedien. Maar jy kom hier van 'n kantlyn af, en jy gryp dit. En jy vat dit. En jy sê, ek gee nie om met julle gepraat nie, maar ek hoor dit. Ek sien dit. En daarom gaan ek vanmorgen belydenis maak. Dat kan net gebeur as die lewende God met jou is, by jou is. Ek wil vanmorgen losmaak. Al hoor ander, gryp jy ook, ervaar jy ook, vat jy ook, en belewe jy ook maximaal. Nou sê hy sê, Nicodemus, met ander woorde, hy is dadelik opgewonde oor Nicodemus. Jy bely goed, wat almal nie glo is nie. Hulle sien dit nie, maar jy bely nou goed. En nou neem Yahshua vrymoedigheid. Nou praat hy terug. Hy sê, ja, Nicodemus, as jy nie weergebore is nie. Met ander woorde, as dit wat in die tuin dood gegaan het, nie weer in jou lewend gemaak word nie. Met ander woorde, as jou ongehoorsaamheid en jou ongeloof nie weer lewendig gemaak word nie, sal jy nooit kan sien wat jy vanmorgen gesien het. Amen. Halleluja. Come on. God sê,
Het julle gesien? Luister mooi, kom ontmoeting met hom. Amen. Ek hoor hoe praat hy, maar hy sê wat jou families gaan skud. Halleluja. Want jou families gaan sê, maar ons ken hom. Ons weet waar was hy. Ons weet wat het hy gedoen. Yes, amen. Maar dit wat hy nou doen, en dit wat hy nou besê, en die goed wat hy nou lewe, dit ken ons nie. So gaan God jou ruk. So gaan God in jou belê. Hy sê, hy roep jou uit 'n hele familie uit, om 'n koningsseun, om 'n spreekbuis te wees. Hy sê, jou geloof gesien, en omdat jy glo en jy 'n gees van onderwerping het, gaan hy sy rema in jou losmaak, op 'n mate wat niemand dit nog gehoor het, of niemand dit nog gesien het nie, en dit skud julle hele wese vanmôre, maar God sê, ek het gehoor, ek het gesien, hy gee vir my 'n klein detail, 'n klein bietjie van som, het jou gees gebruik, en die klein bietjie wat jou gebruik het, het jy jou liggaam nie teruggehou nie, jy het begin handklappe, is dit so, ek breek elke vyyandswerk, ek breek elke verlede gees, en ek kondig 'n nuwe lewe vir julle twee aan. Ek kondig 'n nuwe, wie wil hom 'n lofoffer gee? Wie wil hom 'n prysoffer gee? Halleluja! Halleluja! Rema! Sy waarheid! Nicodemus! Dit wat gesterf het, as dit lewendig word, dan sien jy goed. Dit alles wat nou sê, is direk in julle gees. Dan kom jy agter, wanneer ek jou gees lewendig weer gemaak het, want net omdat jy van die kant en jy is nie eens 'n lidmaat nie, net so gekoekeloer, so 'n besoekertjie gewees. Wat sê, wow. Wow. Net omdat jy dit gevat het, sê ek vir jou, weergeboorte het jy begin toelaat. En omdat jy dit begin toelaat het, gaan my pa deur my dit wat verlore gegaan het, dit wat dood gegaan het, gaan my pa deur my in jou en julle weer lewendig, wie wil hom 'n lofoffer gee? Gaan my pa weer lewendig maak. En die oomblik as my pa dit lewendig gemaak het, gaan jy ewe skielik agterkom in jou eie gees. Wie is my pa? Jy gaan 'n insig kry. En dan gaan jy agterkom, wie is ek? En dan nog groter, nou moet julle vat wat ek nou gaan gee. En dan nog groter, omdat julle daai openbaringsvat, daai insig te vat, gaan julle ewe skielik agterkom, wie is jy? En my? En vir my pa. Kan ek het sê? Kan ek het sê? Is julle gereed? Wie gaan vat wat ek nou sê? Met ander woorde, die oomblik, hoor nou mooi, die oomblik as julle agterkom, wie my pa, wie ek, en wie julle in ons is, gaan julle die werke wat ek gedoen het, ek wil gou hier definieer. Met ander woorde, nou hier, al die openbarings wat ek gegee het, al die gelykenisse wat ek gegee het, al die insigte wat ek gegee het, dis niks. Teenoor wat my pa nou aan julle. Wat is die werke wat ek doen, sê julle doen, en groter, wat se groter? Met ander woorde, groter openbarings. Groter wysheid. Groter kennis. Mag ek hier vra, wie honger vanmôre openbaring, wie honger vanmôre kennis?
Wie honger vanmôre inspraak? Wie sê ek wil meer weet? Sodat die vrees hier uit my uit kan verdwyn. Sodat vorms van ongeloof van my kan wegraak. Laat u heerlikheid weer oor my siel kom. U heerlikheid weer oor my gees, weer van my liggaam 'n besit neem. En ek hoor vanmôre ek nie meer 'n niks werd nie, maar 'n gesalfde, 'n geseënde, 'n wedergebare, heilige van die God wat lewe. Nou verduidelik hy dit. Nou gee hy dit alles vir Nicodemus. Want u sien, hy's nou opgewonde. En u moet luister nou. As jy van so sien, jy vat ietsie, dan wek jy sy blydskap. En dan wil hy graag vir jou meer sê. En hier sê hy meer vir Nicodemus. En hier sê Nicodemus, too much. Is too much. Hier kom die bad. Too much. Maar Nicodemus, jy het my geactiveer. Omdat jy vir my gesê het. Nee, too much. Dis too much. Weet jy hoe baie mede kollegas stel in my gesig. As ek woord met hulle deel, dan sê hulle, Nico, wow, too much. Net so, Nicodemus sê, too much. En hier is Jafashua geskok. Ek kan nie glo wat hy hoor nie. En hy laat hom mooi verstaan. Hoor nog, gaan hy verder. Hy sê, Nicodemus, jy moet weergebore word. Uit water en uit gees. En nou sê, want as jy uit gees nie gebore is nie, kan jy nie ingaan nie. Wat sê geestelik prakties vir hom? Nicodemus, jy het nou deur die goedjies wat ek gemaak, gedoen en gepraat het jy al gesien. Nicodemus, ek wil hê, jy moet nie net sien nie, jy moet ingaan. Moenie net die buite the holy of holy staan nie. Come inside. En nou sê Nicodemus, nee. As jy nie weer gebore is water en gees, kan jy nie ingaan. Met ander woorde, jy kan nie intiem ingaan beteken. Intiem. Een woord. Sodat alles wat aan my behoort, ook aan jou kan kom. As jy buite staan, kan dit nie gebeur nie. Dit help, dis pragtig dat jy al sien, maar jy moet binnekom. Jy moet binnekom. Nicodemus verskil weer. Hy sê, hoe kan dit moontlik wees? Jafashua verduidelik hom. Hy sê, moet jy nie, hy sê wat uit vlees gebore is vlees. Maar wat uit gees gebore is, dis gees. Met ander woorde, Nicodemus, ek sê vir jou, omdat jy nog net na die vlees gesien en kyk en gehoor het, kan my pa in een oomblik jou hele gees wederbaar. Hoor hier, in een oomblik. Ek los dit, ons gaan dieper hierdie jaar nog daarin, maar ek bly dit los, want ons breek ys. En hier nog, het met God gewandel. En die volgende oomblik, sê die woord, toe sy nie meer daar, wat het gebeur? Die Godheid. Nicodemus, ek sê nou vir jou, as jy nie weer gebore uit gees ook nie, kan jy nie ingaan nie. Met ander woorde, die oomblik, as die gees jou liggaam, jou siel wederbaar.
begeer. Ek wil so in Godheid herstel, in 'n oomblik, in 'n oogwink, dan is ek nie meer daar nie. Hy verstaan hierdie goed nie, en hy redeneer, en hoor nou, wat gaan Joshua verder, hoor wat sê vir hom, hy sê Nikodemus, die wind waai, waar hy wil, jy hoor sy geluid, jy weet nie waarvan hy kom, en waarheen hy gaan nie, soos elkeen, wat uit my gees, met ander woorde die gees, wat geval het in die tuin, keer terug. Nou begin jy ander siening kry, jy begin 'n ander belydenis kry, jy begin 'n ander bevrugting kry, ewe skielik hoor jou vrou, die goed wat jy nou praat, is goddelik, jy het voorheen nie gepraat nie, ewe skielik hoor jou man, my vrou praat nou goed, wat my hoendervleis gee, hier's 'n vernuwing, hier's 'n wederbaring, hier's 'n verandering, en julle kan nie mekaar regtig antwoord nie, maar julle sê, laat ons hom dien, in gees, en in waarheid, want sy heilige wind waai, sy heilige wind bevrug, ag mag ek van 'n oomblik net weer bietjie verder gaan, sy wind waai, met ander woorde, hy gee geesbevrugting vanmôre, dis die wind. Jy kan dit nie self verklaar nie. Eintlik sê jou temperament, ek is hier vanmôre ter wille van ma, of pa, of my boetie of my sussie, maar wragties volgende Sondagmôre voel ek gaan terug kerk toe. Ek het vreeslike goed vanmôre gehoor, ek het vreeslike goed gesien, en dis bietjie too much, dis nie van my nie. Maar later in die week kom jy agter, ek moet uitvind. Sondagmôre wil ek in 'n kerk gaan sit, waar ek nog meer hoor. Wie sê, kom o Skepper Gees, waai oor my, waai. Kom o Skepper Gees, waai. Jou vriende kan dit nie glo nie, jou mense kan dit nie glo nie, maar hier's 'n kragwind, hier's 'n herstelwind, hier's 'n salwingwind in jou, en hy's deur jou, en hy sê vanmôre, ek het jou geroep, jy is myne, ek breek die vloeke, ek breek die bindinge, ek breek die onkunde, vanmôre maak ek my voluit, oor jou los. Wees toe, weet jy waar hy kom, waar hy gaan nie? Maar Nikodemus, so wat sê eintlik van Nikodemus? Hy sê, jette Nikodemus, jy snap hierdie goed nou nie, maar ek weet. Jy het 'n klap weg van my gees. Jy verstaan nie nou alles nie, maar ek weet, die wind waai jou. En môre gaan my reën op jou gees val. En daai reën gaan bevrug wat jy gehoor het. En dan gaan ek my son van geregtigheid skyn om groeikrag te gee. Om groeikrag te gee. Halleluja. En dan gaan ek jou met 'n vuur aan die brand steek. 'n Vuurvlam vir my. En dan gaan ek jou salf met 'n vreugdeolie om te bedien in 'n volheid en 'n waarheid. Wie verlang vanmôre? Ek vra weer, wie sê kom o Skepper Gees, kom o lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al, dan staan jy, dan wil jy jou oor, jy gee jou oor, en jy sê kom, o Skepper Gees. En as die voorsangers dit kan sing, sal ek nogal bly wees. Daai trompetjie is gesalf, hy gaan die note ken. O Kabarabanda. Wie sê vanmôre, ek wil terugkeer as deel van die Godheid. Ek wil terugkeer as die deel. Jy wat dit glo, en jy wat gehoorsaam wil wees, heilig jou hande vir 'n oomblik. Heilig jou hande vir 'n oomblik. As 'n manifestasie, jy maak jou gees oop. Sê my God, ek verstaan nie alles nie. My God, ek weet nie alles.
maar ek gaan vanmôre oorgee. Laat u heilige wind in my waai. Laat u vuur in my val. Laat u reën my benat. Laat u son oor my skyn. Dit kan herstel wat geval het in die tuin van Eden. Met ander woorde, begeerte. Halleluja. Ek wil nie kinderagtig wees nie. Ek wil net kinderlik wees, kinderlik. Want hy lief die kindertjies, hy hou nie van kinderagtigheid nie, maar hy lief die kinders. Jy staan in die banke. Jy kan nie vorentoe, jy kan nie agter, miskien dit. Maar gee net 'n beweging. As 'n manifestasie. Ek kom terug in u teenwoordigheid. Ek kom terug in die huis. Ek kom terug in die huis. Ek kom terug in die krag. Die verlede gebreek. Kom lei my in die waarheid. Lei my in die waarheid. Leer my van die seer. Leer my van die seer. Wees u my trooster. Wees ook u my trooster. Kom ons Skepper. Baie dankie, julle gaan nou weer sings, hou net so. Ek kon net ietsie nog duidelik maak. Ek het eintlik nog so 'n halfuurse bediening hier binne my. Maar ek gaan net want die Gees werk nou. Ek kon net een skrif nog vir jou noem. Nou sê vir Nicodemus, en dit moet nou vir jou deurbraak wat ek nou sê. Hy sê die 12de vers. Nicodemus, as ek jou vertel wat hier nou kan gebeur. Hy sê as ek jou die aardse dinge vertel, met ander woorde, julle kan nou weer geherstel word. Maar as jy dit nie kan glo nie, kan ek jou nie vertel wat gaan jy wees daarbo nie. Met ander woorde, jy beroof jou van daarbo. Wie vanmôre sê, vertel my nou. Doen dit nou. Wie glo maar God kan my vandag verander, dat ek dit kan wees. Want hy gee dit vanmôre, hy gee dit nou vir my en jou, sodat ek en jy dit kan wees. En dan steek ek ook jou hand op as 'n teken. Bo my verstand sit ek my geloof. Bo my intellek sit ek my geloof. Ek weet nie hoe nie, maar u weet hoe werk dit. Laat dit so wees, terwyl hulle dit sing weer. Vat jou aan hom toe, praat met hom, deel met hom, spreek met hom. Sê ek weet nie hoe nie, maar hier sê. Lei my in die waarheid. Leer my van die seer. Wees ook u my trooster. Kom ons Skepper hier. Sing het nog gewaar. Het jou julle hart, het jou julle geloof. Het jou julle verstand gee. Lewend morgen gee. Kom in die volheid. Kom in die krag. Kom in die krag. Lei my in die waarheid. Leer my van die seer. Wees ook u my trooster. Halleluja. Kom ons Skepper hier. Ek maak sy genade, maak sy guns, sy barmhartigheid en sy liefde oor elkeen van julle nou los. Dat daar geen twyfel ooit in jou sal bestaan, maar ek kan en ek is die deel van sy volheid. Satan het vuriglik begeer om jou soos koring te surf,
Maar jou redder het vir jou ingetree, sodat jy vanmôre lewe, en lewe van oorvloed, lewe van oorwinning kan hê. Met daardie geloof en daardie ontvangs, stap jy nou na sy tafel toe. Jy breek 'n stukkie brood. Jy sê, ek vat hierdie deel, want ek keer terug na u tuin, ek keer terug na u kontak, u teenwoordigheid. Ek keer terug as die volheid van u godheid. Jy wil dit glo. Jy kan dit gaan doen, is nie ons tafel nie, dis sy tafel. Jy het elke die vrymoedigheid van het glo dit. Doen dit tot sy lof, doen dit tot sy ere. Lei my in die waarheid. Ja, kan ek die vra om saam met my te staan? Ek wil ook graag net op inspraak en van die Gees, terwyl ons praise en worship, hoor ek hoe God sê, u elke een is 'n lig op 'n berg. U is 'n lig op 'n berg. En ek wil u vanmôre seën op grond van hierdie inspraak, op grond van God se goddelike woord. Want ek kan dit verklaar en ek kan dit sê, dit's net die Gees van Jahwe wat hierdie woord, hierdie rema woord, vanmôre op jou tafel van jou hart kan skryf, dat jy vanmôre kan hoor wat die Gees gesê het, en wat die Gees bedien het. En ek wil graag dit lees, en ek wil graag vers 21 vir jy dan lees. Vers 21 sê, maar hy, wat die waarheid, hoor wat sê, wat die waarheid doen, wat die lig van Jahwe binne in u het, wat die waarheid binne in u het. Hy sê, kom na die lig, kom na die openbaring toe, kom na die heerlikheid toe. Hy sê, sodat dat u werke geopenbaar sal word, en dat u werke sal verkondig die deugde, die grootheid en die guns van Jahwe, openbaar kan word, dat hulle in God, dat in Jahwe gedoen is. Ek wil u daarmee seën vanmôre. Halleluja.